Goeiemôre. Voordat ons na die Here se woord durf luister, moet ons stil word. Kom ons doen dit nou. Hemelvader, ons gebed is dat U dit sal rustig maak in ons gemoedere, waar ons nou is en waarmee ons besig is. Help ons om net vir 'n oomblik te stop en stil te word en te vra, spreek Here, ons is hier om te luister. Maak asseblief U woord vir ons oop en ons vir U woord. Ons vra dit in die naam van ons Here en ons Koning Jesus. Amen. Vanmôre se preek gaan eintlik 'n stukkie musiek wees. Nie godsdienstige musiek, nie gewone musiek. Dis eintlik marsmusiek. Dit is die ou lied Scotland the Brave, wat van 'n CD-reeks afkom, Hooked on Classics, as jy later self daarna wil gaan luister. Dit gaan, en dis hoekom ek dit vir jou speel, dit gaan oor die lewe. Dis nie die titel van die lied nie, maar die konteks en die tempo gaan oor die lewe wat vinnig is, wat gejaagd is, wat kompleks is. En dit hoor ek in daai lied. Luister saam met my na die begin van die lied en dan praat ons daaroor. Die gejaagdheid van die lewe. Dis soos ek wat op 'n snelweg ry, met karre wat eenvoudig net jaag, en ek is deel van die stroom, en ek kan nie stop nie. Dit lyk vir my baie keer asof die moderne lewe iets daarvan is. En dat daar verkeersknope is, en wat die Engelse praat van 'n gridlock, en ek kan nie verbykom nie, en alles gebeur net in 'n geweldige tempo, en hierdie musiek sê vir my iets daarvan. Dit kom ook uit daarin dat ons in 'n moderne lewe wat geweldig deur jou werk, deur prestasie, deur produktiwiteit gedryf word. Nou ek verstaan die lewe moet so wees, of vermoed ek moet so wees. Maar dit plaas die gewone ou onder hierdie druk, dat dit voel asof hierdie tempo net aangaan en aangaan en aangaan, en dit word meer en meer en meer, en vinniger en vinniger en vinniger, en dit word kompleks. Daar's soveel goed wat bykom. Wat byvoorbeeld 'n huisvrou, wat 'n ma moet wees, en 'n eggenoot moet wees, en nog moet werk, en moet kosblikke pak, en nog moet probeer om sosiale werk te doen, en al daai goeders te doen, en dit word dan net by die punt waar jy voel, jou kop wil bars, want die gejaagdheid van die lewe is net te veel. Dis asof in hierdie kompetisiewêreld, dit waar is die ou gesegde dat niemand onthou die ou wat tweede kom nie. So ons leef in 'n wêreld waar jy gedruk word om uit te haal en te wys, en dit maak jou moeg. Behalwe nou net die druk en die spoed van die moderne lewe, kom soveel goed by. Ek bedoel, filosofie, moderne denkpatrone, die manier waarop die lewe om ons gekonstrueer en gestruktureer word, en ons word gebombardeer met goed waarvan ons oupas en oumas, selfs my oupa en ouma, nooit eers kon droom nie. Jy weet daai rustige lewe van, jy staan op en jy gaan ploeg en jy kom terug en jy eet ontbyt en jy lees Bybel en dan gaan jy weer weg. Dis verby. Ons leef in 'n geweldige komplekse wêreld. En dan in hierdie wêreld is die bose nog aan die gang. Kyk rondom jou. Lyk dit vir jou of God in beheer is? Nee, dit lyk of die duiwel hoogtyd vier, asof 'n godsdienstige afvalligheid deel van die moderne lewe geword het. Die kerk is besig om te krimp. Die bose is besig om die mense aan sy kort haartjies beet te kry. En waar gaan dit alles eindig? In hierdie gejaagde lewe
moet ek probeer uitsorteer, wat glo ek, wat is vir my belangrik, waar staan ek? Vriende, die wêreld, lyk dit vir my, is aan die brand. Daar's meer konflik nou, bekleierery, oorlog, ek bedoel, dis Oekraïne, dis Gaza, dis in Afrika, dis orals, en oor 'n paar dae het ons march vir March hier in Suid-Afrika, en ons bid dat dit nie in chaos en in geweld gaan eindig nie, maar ons weet nie, want die wêreld is nie mekaar. En hierdie musiek, waarna jy luister, is besig om dit vir jou te vertel, en vir my te vertel. En in die hele proses, lyk dit vir my, Matteus 24, vers 12 word waar, dat die laaste tye, sê die Here, gaan die mense van die wet van God, van die wil van God afvallig wees, en daarom gaan hulle liefde vir God, en vir godsdiens, en vir die goeie goed, en vir die regte goed, en vir liefde, gaan daai goeders vervaag. Dit is verskriklik om te dink. Ons leef in 'n wêreld, waarvan hierdie musiek 'n simbool is. Dit word net erger. Waar gaan dit eindig? En weet jy wat? Dis onontwykbaar. Ons is deel hiervan. Dit is deel van ons lewens. En die vraag is nou, as hierdie lewe, en miskien moet ek eers gou vir jou 'n stukkie Bybel lees. Iets daarvan staan in 2 Timoteus hoofstuk 3. En dit gaan oor die laaste dae. Want dis wat in ons koppe leef as Christen, nee, is ons nie in die laaste van die tye nie. Dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadsprekers, bandeloos, ensovoorts, ensovoorts. Dis asof Paulus hier 'n profesie uitspreek oor hoe dit in 2026 gaan wees. En nou is die vraag, waar is God? Los hy ons in hierdie chaos? Is dit maar soos dit gaan wees? Ek bedoel, Here, ons weet ons wag op die wederkoms. Ons weet ons gaan bid en ons wag daarvoor dat God op 'n dag gaan kom en weer alles gaan regmaak. Maar wat gebeur in die tussentyd? Gaan God ons in hierdie chaos los? Ja of nee? Die antwoord is ja en nee. Ja. Soms lig die Here ons uit ons dilemma's uit. Soms gryp hy in en is ons so dankbaar. En soms kom daar herlewings in die wêreld. En soms sien ons sulke sprankeltjies van God se goedheid. Maar waar en hoe is God in die werk? Ek wil hê jy moet na hierdie musiek verder luister. En hier kom 'n geweldige, pragtige wending, waar ons iets sien, waar God ons nie uit die gemors, uit die chaos uitlig nie, maar ons juis by ons, saam met ons in die chaos inklim en die verskil maak. Kom ons luister. Maar hierdie chaos is nie net globaal, wêreldwyd nie. Het gaan nie maar net oor die gemors
wat die bose en die mens self in hierdie wêreld aanvang. En dit gaan nie net oor die vraag, waar is God in die wêreld nie. Dit gaan ook oor my persoonlike lewe. Oor die chaos wat daar in my lewe is. Oor die goeters wat in my lewe verkeerd loop. Dit is asof die grond onder ons voete begin beweeg. Asof die dinge wat altyd vir ons sekerheid gegee het, skielik nie meer daar is nie. Daar's skokke, daar's terugslae, gesondheidsprobleme, daar's krisisse, daar's geldelike dilemma's. Die chaos waarin ek beleef. En dan bid ek, Here, help my daaruit. En tog gebeur dit soms, maar ongelukkig nie altyd nie. Maar ook daar hoor ons die wonder van God se genade. Dat die Here nie vir my noodwendig uittel nie, maar saam met my in my bootjie inklim. En saam met my die toekoms ingaan. En daarom is die groot vraag vanmôre. Na wie se musiek luister jy? Waarop fokus ek? Op die musiek van die wêreld? Die tempo, die gejaagdheid, die chaos, die gemors waarin die wêreld is, gaan dit my lewensgang bepaal? Of luister ek na Amazing Grace? Is dit my fokus? En dit wil ek vanmôre vir jou sê. Elke keer as dit gebeur, elke keer as daar 'n gemors in jou lewe, chaos na vore kom, wat doen jy? En dit wil ek vir jou lees uit 'n pragtige Psalm, Psalm 46. Daar staan, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerm. Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. En hoor hierso, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Met ander woorde, al bly die chaos staan, is God die een wat oor alles triomfeer. En dan kom daar in vers 5 die wonderlike woorde, oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. Skielik praat die psalmgedigter hier oor 'n ander krag, die krag van God se water, die krag van God se genade, wat oor hierdie aarde spoel. En dan eindig hy, en dit wil ek vir jou lees, in hoofstuk 11, vers 11 van Psalm 46. Bedaar, die ou vertaling sê, word stil, en weet, ek is God. Word stil, weet, ek is God. Stil word beteken nie net om stil te word, dit beteken om to let go, om op te hou, om te kere te gaan, op te hou om te frons. Raak net 'n slag rustig. En miskien is ons, in juis hierdie moderne, gejaagde lewe, te min stil. Te min rustig om te sê, hoor jy die genade? Soos Jack Black sing. Hoor jy, dat by dit alles, boor dit alles, God nog steeds in beheer is. Daarom my vriend, wanneer die gejaagdheid en die chaos op my afstorm, en hierdie musiek wil my oorweldig, na watter musiek luister jy? Moet ons nie 'n slag dan net ons ore toemaak vir die klanke van buite nie, en selfs van die klanke van binne nie, en 'n slag die klank van bo weer indrink en sê, Here, dankie dat U hier by my is, in my soektog, in my pyn, in my chaos. En ek dink so aan die pragtige Habakuk se laaste verse, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou ek nie die lotto wen nie, al sou
alles verkeerd loop en my huis onder my uitverkoop word, al sou alles gebeur, nogtans sal ek jubel in die Here, my koning en my saligmaker. En nou wil ek vanmôre vir jou vra, dat wanneer jy na hierdie musiek luister, en ons gaan weer vir jou speel, of 'n gedeeltjie daarvan ten minste, word stil, dink aan die chaos van hierdie wêreld, dink aan die chaos in jou eie lewe, en sit dit in die hand van die God wat sê, word stil, en onthou, ek is jou God, jou verlosser, jou leidsman. Amen. Hemelvader, dankie dat U die een is wat hemelse musiek, die musiek van U genade vir ons laat weerklink. Dankie Here dat ons nie in hierdie chaos hoef rond te ploeter nie, maar ons 'n leidsman by ons het, die een wat oor die, soos heel in die begin, in Genesis 1, soos U Gees oor die chaos van die skepping gesweef het. Dankie dat U ook oor ons lewens in die chaos van hierdie wêreld sweef, en ons wag met verwagting, dat U as koning weer sal kom, om te triomfeer. Maar Here, help ons om intussen vanuit U krag en teenwoordigheid as oorwinnaars te lewe. Amen. Dankie dat jy geluister het. Gaan luister gerus weer na die musiek. Scotland the Brave uit die reeks, gaan YouTube gaan dit onmiddellik vir jou gee, Hooked on Classics. En as hierdie boodskap vir jou iets beteken het, kom sluit by ons aan. Ons wil saam die Here se genade beleef en uitleef. Die Here seën jou.